toe ek en my vrou nog net begin kuier het, was dit my die vreemdste ding om te sien hoe iemand nie kan cope as hulle nie 'n waterbottel naby hulle het nie. En dan kort sal sy sê, ek is dors vir water. Dan dink ek, vir wat anders is jy dors? Dit is altyd net dors vir water. Jy weet, jy het lus vir Coke of jy het lus vir koeldrank, maar jy is dors vir water. En hierdie sêding het altyd 'n gespottery in ons huis gewees, maar daai afhanklikheid van om naby water te wees, was iets wat ek nie verstaan het nie. Ek meen, toe ek groot geword het, soos ek glo, al die goeie, gesonde mense hierso, jy het geleef van kraan tot kraan, tuinslang tot tuinslang, jy het nie ge-worry oor 'n waterbottel nie, want waar ook al jy is, daar sal iewers 'n kraan wees, kan ek 'n amen kry? Daar sê, maar toe ek met haar begin kuier het, toe sit hierdie grootste vrees, dat daar nie onmiddellik water naby gaan wees nie. En die beste van alles is as sy haar waterbottel vergeet. Sy is nie dors nie, sy is nie eers lus vir daai water of niks nie, maar as ek sê, jy het jou water vergeet. En ek het vir die eerste keer, nadat ek getroud is, moes water koop. Dit is nog steeds vir my verskriklik om te dink, dit wat verniet is by die huis, moet ek nou vrek duur voor betaal. Enige van julle ook daai frustrasie? Ek sien daai eerlike hand. Ons kan 'n WhatsApp groepie stig na die tyd en moan op daai groepie. Dit sal fantasties vir my wees. Maar dis hierdie ding van hierdie dors vir water, en water moet nou wees. Ek het nie so groot geword nie. Maar ek hoop jy vandag hier is dors vir lewende water. En as jy wonder wat dit vandaan kom, is Johannes 4, waar Jesus sê, hy is die een wat dors is, hy sit by die put. En hy vra vir die vrou by die put vir water. En op die ouend is hy die een wat die lewende water kom gee. Ons lees in Lukas 5 vers 1 in die Nuwe Lewende Vertaling lees ons, eendag was Jesus op die strand van die see van Galilea besig om te preek en groot menigtes het na hom toe gebeur om na die woord van God te luister. 'n ander vertaling sê, die skare het hom verdring om die woord van God te hoor. Die boodskapvertaling sê, dat daar was so groot klomp mense, dat hulle mekaar omtrent vertrap het. Dit is hierdie ernstigheid van wat gaan gebeur. Die Amplified van hierdie vers sê, it occurred while the people pressed upon Jesus to hear the message of God. Nou, hierdie woord pressed, daai laaste woord pressed, is vir my, dit kommunikeer vir my 'n dringendheid. 'n dringendheid om te hoor wat Jesus sê. 'n dringendheid om te sê, daar's hierdie honger en dors, dis ek dors vir water en ek my waterbottel by die huis vergeet en ek moet nou. Dis hierdie dringendheid. En hierdie ouens het moeite gedoen. Hulle dis hierdie prest praat van, daar's 'n bietjie moeite gedoen. Dit is nie net sit agteroor op die stoel nie, hulle het gepress. Hulle was pressing, hulle het gepress, selfs miskien bietjie ongemak verduur. Ek meen, as jy in 'n groot crowd iemand moet hoor en niemand bly stil nie en jy druk, dis ongemaklik. Maar wat eintlik hier gebeur is, hierdie pressing wat hulle het, ek wil die woord net klein bietjie anders struktureer en vanoggend sê, dat hulle het gepress in. Hulle het gepress in om te hoor die woord van God. En hierdie gedagte wil ek so 'n bietjie by vashak vandag, waar hierdie is net, vir die volgende sekonde en 'n half is dit net my teorie. Ek dink hierdie mense was regtig ongemaklik. Hierdie mense moes heel moontlik hulle besighede sluit om te hoor wat Jesus gesê het. Hulle het gehoor, hy is daar op die strand, so nou gaan hulle soontoe, hulle moet hulle besighede toemaak, hulle verloor miskien geld in die proses, hulle sit daar in warm son, dis ongemaklik, dis hierdie nie theatergevoel nie, dis moeite, dis effort wat hulle insit om hierdie press in, om te hoor wat Jesus sê, om by Jesus in te press, dit het hulle heel moontlik iets gekos. Hulle het so gefight vir toegang om die woord van God te hoor. To press in. Maar ek en jy het klaar daai toegang.
Ek en jy het klaar die toegang, ons het die woord van God, die Bybel is vir ons gegee in skrifvorm, die woord van God self is by ons het die Heilige Gees in en by ons, en God praat met ons is klaar in hierdie bevoorregte posisie, en ek dink as gevolg van die feit dat ons klaar toegang het, verloor ons partykeer hierdie pressing. Ons verloor partykeer daai houding om te press into His presence. Want ons weet dit is daar. En my vraag, na ek hierdie vers gelees het, is, press in ons regtig nog om sy stem te hoor? Is ons nog honger vir die woord van God? Is ons nog dors om Jesus te beleef, soos toe ons hom beleef het, net toe ons harte vir die Here gegee, daar reg aan die begin? Onthou jy hoe aan die brand jy was? As enigiemand oor iets gepraat het, dan begin jy oor Jesus praat, want dit was net, jy was net so passionate. Is ons nog bereid om enigiets te doen, sodat ons kan hoor wat op Jesus se mond is? Is ons bereid om die ongemak te verduur? Sodat ons kan hoor wat op sy lippe is. En die woord van God, my vraag vandag is die woord van God nog vir ons valuable? Is dit nog vir ons waardevol? Is ons bereid om nog iets te sacrifice, sodat ons kan press in, en hoor wat op sy hart is vir ons? En hier is die hartseer vir my, soms wil ons, en as ek nou praat van ons, dan praat ons nou van die mense wat nou op vakansie is, en nie hier is vanoggend nie, okay? So julle is nou gevrywaar. Maar die hartseer vir my is dat soms wil ons eerder nie regtig hoor wat die Here sê nie. Want ons weet eintlik, as ons gaan hoor wat hy sê, jy weet, ons weet partykeer wat hy gaan sê, nog voordat hy vir ons sê, soos ons weet mos, wat reg is, ons weet, jy weet, maar ons is nog nie bereid om te luister nie, maar dan gaan ons moet gehoorsaam wees. En die ergste van alles is, as ons weet, dat ons gaan hoor wat God sê, dan beteken dit dat ons ook gehoorsaam moet wees. Want dis, die kern van daai woord is hoor. Om gehoorsaam te wees, is dit op grond van die gehoor. So, dit voel soos werk. En weet julle wat is hartseer ook is, want as ons nou klaar gehoor het, dan beteken dit dat die onskuldigheid wat ons moontlik gehad het, dat ons nou nie meer onskuldig is nie, want ons het dan geen meer verskoning nie. Dit is daai ignorance is bliss gedagte, van om nie te weet nie, is miskien die beste opsie. En ek weet, as ons nie weet nie, as jy nie weet iets is verkeerd nie, dan, jy weet, dan redeneer ons partykeer dat, maar dan kan ek nie gestraf word daarvoor nie, of dan, jy weet, ons redeneer mos so, dis lekker, ons redeneer, ons hou daarvan. Maar as ons eerlik is met onsself, dan ken ons sy hart. Dan weet ons eintlik wat is reg en wat is verkeerd. Gehoorsaamheid begin nie eendag as ons reg is nie. Gehoorsaamheid begin direk na die hoor. Daar's nie 'n tyd nie. En my vraag is, doen ons nog daai dinge om gehoorsaam te wees wat nie sin maak nie? Wat nie logies sin maak nie? Is ons nog bereid om te doen wat God sê, al maak dit nie sin nie, of limit ons God en ons gehoorsaamheid tot, maak dit sin? Want God kan doen wat hy wil. En as dit nie inpas by ons prentjie nie, dit pas in by sy prentjie, en as ons gehoorsaam is, dan sal ons die res van sy prentjie sien. Die mense het gepress in om die woord van God te hoor, maar net 'n bietjie later lees ons dat Jesus eintlik vir ons daai voorbeeld stel, en daar's 'n klomp gedeeltes in die Bybel waar Jesus self hierdie gedagte vir ons oorgee as ons voorbeeld, om hierdie press in, dis dieselfde ding op 'n ander manier, maar hoor wat sê Lukas 5 vers 16 in die Amplified, hy sê, but he, Jesus himself withdrew to the wilderness and prayed. As Jesus geweet het, hy moet gaan inpress in God se teenwoordigheid, as hy moet gaan hoor by die Vader, self die tyd insit, dan sê dit vir ons iets. Dan sê dit vir ons iets. En hier is nie 'n nuwe gedagte nie, so baie mense het gepress in
op hulle eie manier. En 'n paar voorbeelde wat ek vir jou wil noem is die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Sy was ongemaklik, dit was net nie, sy was skaam, sy was soekend. En sy het ingepress, sy was moedeloos en Jesus was haar laaste opsie. Sy het gehoor van Jesus by ander mense en sy het homself gaan soek, self gaan inpress. En dit het 'n honger gestuur. Die blinde man wat almal probeer stil maak en hy hou net aan skree. Jesus, wees my genadig, sien my raak. Dis sy enigste manier gewees om in te press. Here, sien my raak, en hy het aangehou skree, selfs al hierdie mense om stil gemaak. Saggeus was 'n kort ou. Hy het nodig gehad om 'n boom te klim, om te kan sien en om Jesus te kan hoor. Hy het gepress in. Jairus vir sy dogtertjie wat op daai stadium amper dood was en Jesus sê, dis reg, ek kom saam met jou. En hulle kom by hom aan en sê, nee, jou dogtertjie is dood. En Jesus sê, nee, ek het 'n ander prentjie. Die centurion wat na Jesus toe mense stuur en vir Jesus vra of hulle sy slaaf of sy kind, die Bybel is nie al 100% seker op baie vlak nie, kan genees. En dan gee hy actually vir ons 'n klein bietjie insight rondom die gesag van God se woord. En hy sê, Here, spreek net die woord. Jy hoef nie na my huis toe te kom nie, spreek net die woord. En ons sal genesing wees. Op grond van u woord sal my slaaf gesond word. Here, al wat ek nodig het is, praat net. Hy sê, ek weet, jy kan daai stuk gaan lees in Matteus 8, hy sê, ek weet hoe is dit om onder gesag te wees, en ek weet hoe is dit om gesag te hê, en eintlik wat hy hier vir ons sê is, Here, ek weet, u het al die gesag, so as u iets sê, dan gebeur het. Net terug by die storie, die mense press in om te hoor, en ons lees dit verder in Lukas 5 vers 2 tot 4 in die boodskapvertaling, dan staan daar, Jesus maak toe 'n plan. Hy besef, almal kan nie naby genoeg kom nie. Hy het gesien dat 2 visserbote teen die kant van die see vasgemeer lê. Die vissermanne het pas uit hulle bote geklim en was besig om hulle nette skoon te maak. Jesus gaan klim toe in Simon se boot en vra hom om 'n entjie van die kant af weg te vaar. Hy het in die boot gaan sit en van daar af met die skare gepraat. As die nood daar is vir mense om te hoor, dan kom Jesus en hy sê, ek gaan gehoor word. Later, vers 4, toe Jesus klaar gepraat het hy vir Simon, vra hy vir Simon, vat die boot dieper in die see en gooi dan weer julle visnette in. Simon antwoord toe, ons het die hele nag op die see deurgebring en ons het net mooi niks gevang nie. Die Amplified van daai ding sê, Simon Peter answered, Master, hy weet met wie hy praat, hy sê, Master, we toiled all night, exhaustingly, and caught nothing in our nets. Dis hierdie op ons eie effort, met ons eie krag, Here, ons het alles moontlik gedoen, alles fisies wat ek kon doen, Here, het ek gedoen. Ek sukkel, ek is moeg, ek is gefrustreerd. Dis amazing hoe ons die vermoë het om onsself te exhaust met ons eie planne. En dan is daar hierdie oomblik waar dit lyk asof Petrus besef met wie hy praat. Hy het geweet dat Jesus is die Master, en dan is daar hierdie oomblik waar dit insink in sy hart. Daar's hierdie oomblik waar hy besef, my effort gaan dit nie doen nie, dalk moet ek luister na wat hierdie ou so pas van my boot af gepreek het. Dan staan daar, but on the ground of your word, I will lower my nets again. Die Afrikaans sê, maar omdat u so sê, sal ek die visnette weer ingooi en laat sak. En dan wat is die resultaat van gehoorsaamheid? Wat is die resultaat van hoor en dan gehoorsaam wees?
Die volgende vers sê, so gesê, so gedaan. Skaars het Simon sy nette ingegooi of hulle was propvol vis. Daar was so baie vis dat die visnette wou skeur. Kom help ons, kom maak gou, het hy vir sy vriende in die ander boot daar naby hulle geskree. Later was albei bote vol vis en hulle was so swaar gelaai dat hulle amper gesink het. Ek dink ons kan maar ons planne laat gaan. Ons kan maar ons planne oorgee, want God weet die beste. Selfs al maak dit nie sin nie, weet hy nog steeds die beste en God beloon in oorvloed. Op u woord. Alright Here, dit maak nie sin nie. Ons het nou net dieselfde ding gedoen, maar op u woord. Maar as u so sê, God se woord sal nooit leeg na jou toe terugkeer nie. As God iets gesê het, sal hy dit volbring. Die goeie werke wat hy begin het, sal hy vervul in jou lewe. As jy gewonder het, dis Jesaja 55 vers 11 en Filippense 1 vers 6. Maar God se woord fade nie. God se woord raak nie minder nie. Maar daar's ook nie shortcuts nie. Daar's ook nie shortcuts tot God se woord nie. En hoor wat sê Matteus 6 vers 33, so bekende gedeelte in die boodskapvertaling sê, hy praat van hierdie soek, press in, God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is, en hy sal sorg vir die res. Doen jy jou deel, soek die Here. Die Here sal worry oor die res. Daar is nie shortcuts as dit kom by to press in nie. Ons kan dit nie skip nie. Daar is nie iets wat dit vir ons vinniger kan maak nie. Daar is nie hierdie quick schemes wat as jy dit nou gaan volg, dan gaan jou verhouding met die Here dit. Dus jy moet self die tyd insit om die stem van die Here te hoor. Jy moet self jou verhouding met die Here doen. Soek eerste God in jou lewe. Moenie die honger en dors na Jesus probeer vul met vinnige dinge nie. Daai vinnige goed wat jy raak gelees het, daai selfhelpboeke, al daai goeders, pas op vir die vinnige shortcut, want daar is nie so iets nie. Hoor wat sê 1 Timoteus 6 vers 20, waar Paulus eintlik vir Timoteus waarsku oor hierdie ekstra dinge. Hy sê, in die Amplified vertaling, hy sê, turn away from irrelevant babble and godless chatter, with vain and empty and worldly phrases, and the subtleties and the contradictions in what is falsely called knowledge and spiritual illumination. Eintlik wat Paulus hier sê is, pas op vir die geestelike distractions, die pitfalls wat nie lei na Jesus toe nie. Pas op vir die nuwe teorieë, die voorwaardes wat mense op jou verhouding met die Here wil stel. Pas op vir die weergawe van Jesus en die weergawe van die gospel wat sê dat jy moet A, B en C voordat jy goed genoeg is vir hom. Jy's klaar gekies. Pas op vir die resep geloof, daai vending machine Jesus wat sê as jy A, B, C doen, dan gaan jy hierdie tipe beloning in jou lewe kry. Dit is nie Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê dit is nie ons werk nie, dit is hy wat ons gered het. Pas op vir die dinge wat ons besig hou met fake enlightenment. Pas op vir die goed wat goed klink op papier, maar as jy mooi gaan kyk, gaan dit nie oor Jesus nie. Die dinge wat mense sê, jy moet glo of doen, anders gaan jy nie God so kan beleef nie. Of jy moet hierdie doen om dieper te kan gaan. Pas op vir dit. Pas op vir die dinge wat dalk waar is. Hoor mooi, pas op vir die dinge wat dalk waar is, maar dit skuif die fokus van Jesus af weg. Na jouself toe. Of na ander dinge, of na ander mense toe. Na dade toe. Pas op vir die dinge wat die fokus wegskuif van Jesus af, want dit is 'n waarseer gees. Waarseer gees wil eintlik net vir jou die fokus van Jesus af wegsit op iets anders. Dis nie noodwendig nie die waarheid nie, maar dis nie waar die fokus moet lê nie, want ons fokus is op Jesus. Amen. Kolossense 2 vers 8 tot 10 in die Message vertaling is so 'n mooi gedeelte. Hy sê, watch out for people who try to dazzle you with big words and intellectual double talk.
They want to drag you off into endless arguments that never amount to anything. They spread their ideas through the empty traditions of human beings and the empty superstitions of spiritual beings. Dis nie dat alles leuns is nie, maar die fokus is absoluut net nie op Jesus nie. Dan gaan hy aan en hy sê, but that is not the way of Christ. Hy gaan aan, hy sê, everything of God gets expressed in Him. Dit gaan oor Jesus, dit gaan oor Jesus. Die volheid van God word geopenbaar in Jesus. En Jesus is vir my en jou gegee. Dan sê hy, you can see and hear Him clearly. Ons sien God se volheid wanneer ons kyk na Jesus. You don't need a telescope, microscope or a horoscope to realize the fullness of Christ. En dan hoor wat stel hy die opposite, the emptiness of the universe without Him. When you come to Him, wanneer ons self press in by Jesus, that fullness comes together for you. His power extends over everything. Ek hoop jy hoor vanoggend dat dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor enigiets anders behalwe Jesus nie. Niemand anders kan vir jou iets gee wat jou nader aan Jesus kan vat nie, want Jesus is die een wat jou nader trek. Daar is nie shortcuts nie, daar is nie quick schemes nie, daar is niks van daai goed nie. Ons moet self daai mentaliteit hê om te press in to His presence. Ons moet self die Here soek. Ons moet self. 1 Korintiërs 2 vers 2 in die Passion Translation sê dit so mooi, hy sê, for while I was with you, I was determined to be consumed with one topic, Jesus, the crucified Messiah. Paulus sê eintlik hier, en hy is baie duidelik daaroor, dit gaan oor niks anders. En as dit gaan oor iets anders, hou op jou tyd mors, dit gaan net oor Jesus. Consumed met een topic. Jesus. So hoe weet jy of dit die real deal is? Hoe weet jy of iets wat jy gehoor het, iets wat iemand aan jou voorgestel het, regtig waar real is? Jy kan jouself die vraag vra, gaan dit regtig net oor Jesus? En Jesus as die opgestaande uit die dood, die koning van ons lewens? Of gaan dit oor iets anders? Want as dit nie net oor Jesus gaan nie, moenie jou tyd mors nie. Soek Jesus. Die volheid van God word geopenbaar in Jesus. Kom ons soek dit. Miskien voel jy vanoggend jy hoor nie sy stem nie. Miskien sê jy maar ek het al probeer, ek het al alles gedoen, ek het al die boeke gehelp, al die goed wat my gaan help, het ek al probeer navors sodat ek Jesus kan hoor, en ek wil vir jou sê, hou op. Hou op met al daai goed, hou op die quick planne maak. Jy het nodig om self die tyd in te sit. Doen die effort, spandeer die tyd en soek homself. Die woord is vir ons gegee. Lees dit as jy seek to recognize His voice, self. En as jy klaar sy stem hoor, dan weet ek vir 'n feit dat jy is meer dors as ooit van tevore vir nog. Amen. Daar's iets amazing wat gebeur wanneer die Here ons dors kom les met sy woord. Ons word net meer dors. Want ons weet hoe afhanklik ons van hom is. He is still worthy of the sacrifice. Die tyd wat ons insit, die bietjie vroeër wat ons opstaan, hy is nog steeds waardig van die sacrifices wat ons doen, to press in
om hom te hoor. En ons wil op 'n stadium in ons lewens kan sê dat ons het gepress in, that we pressed in, sodat wanneer die Here sê, wanneer ons hoor dat ons gehoorsaam kan wees, sodat jy die boot dieper kan vat, sodat jy die net weer kan ingooi, want ons het sy stem herken. Dat het was net Jesus, dat ons gesê het, Here, dit het nie sin gemaak nie, maar op u woord doen ek nou wat u gesê het. Op u woord, en almal van ons wat al daai stap gevat het, kan getuig dat wanneer ons doen wat die Here gesê het, is die vrug daar. Die vis kom, oordat hy so sê, nie oordat jy jou net ingooi nie, oordat hy vir jou gesê het, gooi jou net in, daar. Hulle die hele aand lank hulle visnette ingegooi, daar was niks. Maar toe God sê, toe is daar vrug op gehoorsaamheid. Seek first, press in, en hy sal sorg vir die res.